Handelinge 15 vers 1 tot 34 vraag oor die onderhouding van die besnydenis in die wet van Moses, vergadering in Jerusalem en besluit daaromtrent. En sekere persone wat van Judea afgekom het die broeders geleer: as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenisië en Samaria deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene en aan al die broeders groot blydskap verskaf. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge, en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê: dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as hulle ook. En die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel, wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: broeders, luister na my. Simon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is: daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvandaan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here, wat al hierdie dinge doen. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van die hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Want van die oudheid af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. Toe die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochie te stuur, saam met Paulus en Barnabas, naamlik Judas met die bynaam van Barnabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. En hulle het deur hul bemiddeling dit geskrywe: die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochie en Sirië en Cilicie groete. Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus, deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur, saam met ons geliefde Barnabas en Paulus, manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge, dat julle heel onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle heel hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. So is hulle dan weggestuur en het in Antiochie gekom, en hulle het die menigte bymekaar geroep en die brief afgelewer. En toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging. En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. En nadat hulle 'n tyd daar deurgebring het, het die broeders hulle met vrede na die apostels laat gaan, maar Silas het besluit om daar te bly.